Dis tyd vir ons weeklikse kuiertjie hier by Olympus 24 uur dierehospitaal in spesialis verwysingspraktyk en vanoggend fokus ons op die Giardia parasiet en ek gesels weer met Dr. Pieter. Dankie dat ons weer hier kan wees. Dis lekker om julle weer te hê. Goed, wat presies is Giardia en hoe kry honde dit? Okay, so Giardia is 'n mikroskopiese protozoale parasiet wat in die dun darm van honde leef. Dit word uitgeskei in 'n sistiese vorm wat lank kan oorleef in die omgewing en honde neem dan hierdie siste in en dis hoe hulle dan nou besmet raak. So honde kry dit deur besmette water te drink. Honde kan dit ook inneem deur besmette oppervlaktes te lek. Dit is veral volop in dele waar honde baie by mekaar kom, soos by kennels, hondeparke en skuilings vir honde. Wat is die mees algemene simptome? So honde met Giardia kom gewoonlik in die konsultasie aan met diarree, omdat dit die normale opname van voedingsstowwe versteur. Lei die hondjies ook gewoonlik aan kroniese gewigsverlies, al het hulle 'n normale eetlus. Dit tas gewoonlik nie gesonde honde so erg aan nie, maar jonger hondjies, honde met swakker immuunstelsels en ouer honde word gewoonlik erger geraak deur die siekte. Dit is ook belangrik om te onthou dat in verskeie kere 'n gesonde hond nog steeds Giardia kan afskei. Met ander woorde, hy wys nie noodwendig simptome nie, maar hy kan nog steeds die parasiet versprei. Hoe algemeen word honde hiermee gediagnoseer? In dele van Pretoria waar die hoeveelheid honde in die omgewing so hoog is soos hier in ons omgewing, sien mense dit nogals redelik baie. Ek het in die laaste 2 weke daagliks ten minste 1 of 2 daarmee gediagnoseer. Al ek moet sê, dit klink vir my nogal na 'n redelike groot probleem. Is dit gevaarlik en kan mense dit kry? Oor die algemeen is dit nie te gevaarlik vir hondjies nie. In kroniese infeksies waar hulle vir langtermyne gewigsverlies getoon het, dan kan dit lewensgevaarlik raak. En dan natuurlik met jou jonger honde, jou ouer hondjies en met jou siek honde. Dit is wat ons noem 'n zoonotiese parasiet, wat beteken dat dit van jou troeteldier oorgedra kan word aan die eienaar self. Maar ons sien dit regtig selde in praktyk omrede goeie higiëne en jy moet ook net voorkom dat 'n leeu in die gesig lek. Wat baie moeilik is vir die meeste mense. Ja. Wat behels die behandeling en hoe kan dit voorkom word? Dit is 'n redelike eenvoudige behandeling. Ons behandel dit met antiparasitiese medikasie wat ons voorskryf vir die diere en dan ook ondersteunende behandeling. Die behandeling sluit ook omgewingsbestuur in. As jou troeteldier gediagnoseer word met Giardia, moet jy seker maak jy moet jou troeteldier gereeld pad. In huishoudings waar daar meer as 1 troeteldier is, sit ons gewoonlik die ander troeteldiere ook op 'n behandeling vir Giardia, net om herinfeksies te voorkom en om kosbakke en waterbakke gereeld skoon te maak. Die voorkoming daarvan is maar net om seker te maak as jy met jou hond gaan stap dat hy wegbly van besmette water af. Dr. Pieter, baie dankie. Dit is 'n groot plesier. Nou jy is baie welkom om 'n draai hier te kom maak indien jou troeteldier enige hulp benodig. Hulle is 24 uur van die dag beskikbaar. Ons kuier volgende week weer hier. April was wêreld Parkinsons maand, 'n tyd om bewusmaking te skep oor 'n toestand wat baie mense raak, maar steeds nie altyd deeglik begryp word nie. Vandag gesels ons met Etienne Silje van Parkinsons ZA oor wat Parkinsons regtig vir mense wat daarmee leef beteken en ook hoekom daar 'n groter, meer omvattende benadering tot sorg nodig is. So goeiemôre, good morning Etienne en hartlik welkom. Goeiemôre, baie dankie. Lekker om hier by julle saam te wees. Goed, baie mense het al van Parkinsons gehoor, maar ek dink die vraag is verstaan, almal verstaan dit nie noodwendig heeltemal nie. So, wat presies is dit en hoe raak dit 'n persoon se daaglikse lewe? Wel, ek self het Parkinsons. So, Parkinsons is 'n siekte wat die vinnigste groeiende neurosiekte is in die wêreld. Daar's om en by 11,5 miljoen mense met Parkinsons wêreldwyd. En die getalle oor die laaste 25 jaar het verdubbel. So wat dit eintlik is, dit is 'n siekte, is 'n neurologiese afwyking wat die senuweestelsel aantas.
Dit lei tot progressiewe fisiese agteruitgang. Ja, dit ontstaan wanneer breinselle wat dopamien produseer geleidelik doodgaan. Dopamien is die belangrikste oordragstof of genoem chemiese boodskapper wat oordrag van seine in die senuistelsel moontlik maak. Goed, nou die siekte word dikwels laat gediagnoseer. Hoekom gebeur dit en watter vroeë tekens moet mense dophou? Hulle sê meeste mense kry Parkinsons al 10 jaar alvorens jy gediagnoseer word. In my geval, my hand het begin bewe en mense het my gevra, het jy Parkinson? Dan sê ek nee, dis net ouderdom, want ek is al 83. En ek was eendag by 'n velspesialist en hy vra vir my, het ek Parkinsons? Ek sê vir hom nee. Hy sê vir my, jy beter 'n neurospesialist gaan sien, want ek dink jy het Parkinsons. En dit het toe gebeur. Ja, jy is heeltemal reg. Die eerste tekens is 'n bietjie van 'n handskrifsel, partykeer is dit 'n kopskud, maar dit gebeur geleidelik. En gewoonlik mense oor 60, alhoewel daar mense is wat op 'n vroeër ouderdom kry van 30, 40's, vroeë aanslag. Goed, so hoe lyk die realiteit of werklikheid vir iemand wat daagliks met Parkinsons leef, as jy dit moes opsom? Parkinsons het twee gedeeltes. Een is die bewegende gedeelte. Dit is wat uiterlik is. Dit is nou jou handbewegings, dit is jou stap, dit is jou balans. Dit wat alles uiterlik is. En dan die nie uiterlik nie, dan is binne in jou. Parkinsons, omdat dit 'n senuweesiekte is, affekteer die hele liggaam. So dit kan jou spoeg beïnvloed, dit kan jou slaap beïnvloed, dit kan jou gemoed beïnvloed, jy kan depressief raak, dit kan jou stem hoor, jy hoor my stem is hees, en jou stem word al hoe dowwer, solang die mense sê vir jou, kan jy nie hoor nie. In my geval ook, jy kry wat hulle noem woordwisseling, vir woorde terugtrek, word retrieval. Ek kan praat soos dat ek nou met jou praat, dan ewe skielik wil ek iets sê, en dan verdwyn die woord net. Ek kan dit net nie uit, ek weet wat die woord is, en ek gebruik dit daagliks. Soos iemand het anderdag vir my gesê, wie is jou versekeraar? Ek het nie geweet nie. Ek staan daar, weet nie. Dit kan jy kan oorgaan na dementia toe. So, enigiets wat die liggaam affekteer, sluk byvoorbeeld. Baie mense se sluk word beïnvloed en jy kan dan kos kry wat in jou longe ingaan. En dit veroorsaak dood. Maar mense sê, jy gaan nie dood van Parkinsons nie, maar jy gaan dood met Parkinsons. Goed, so hoe kan 'n mens betrokke raak, jy weet, en dalk ook help met bewusmaking in die verband? Parkinsons SA is die doelwit om dit bewustheid te maak en mense wat Parkinsons het bymekaar te bring. Daar's nou in Durban, Kaapstad en Johannesburg is daar nou forums waar ons bymekaar kom elke maandagoggend hier in Johannesburg. En dan het hulle verskillende mense wat inkom en vir ons bystaan, fisioterapeute, spraakterapeute, OT's en sulke mense. En dit gee vir jou miskien nie een op een nie, maar dit gee vir jou die breë oorsig van wat Parkinsons is en wat gedoen kan word om jou by te staan. En programme soos hierdie, dit help baie om mense bewus te maak. Ekskuus, ek gaan jou daar nou in die rede met val, maar baie dankie vir jou tyd en dat jy vanoggend met ons hieroor gesels het. Ons is net hierna weer terug.